Die Here wil dit waaraan jou hande raak seën. Die Here wil die hemele oor jou oopmaak. Maar jy blok dit. Jy blok dit deur dronk te word. Goeienaand, geliefde kind van God. Moenie so maak nie. Moenie my nou opfliek nie. Bring my eers bietjie af, voor jy hierdie mombakkies van my opskuif boontoe. Vandag is ek 3 jaar nugter en skoon. Clean en sober vir 3 jaar lank. Prys die Here Jesus Christus. Ek kan na 3 jaar kan ek hier sit en vir julle sê met alle eerlikheid in my hart dat dit die beste besluit is wat ek nog ooit in my lewe geneem het. Hoekom is dit dat wanneer ons so pragtige vuur aansteek en 'n braaibroodjie op die kool het, dat ons moet vergryp aan alkohol? Ek het nie 'n probleem met alkohol nie, ek het 'n probleem met wat dit doen. So gaan jy 'n stukkie van my getuienis vertel. Want ek weet daar's 'n man of vrou wat hierdie video kyk, vir wie die Here al vir 'n geruime tyd sê: my kind, los daai goed. Ek wil 'n pad met jou begin stap. Maar jy blok dit, soos ek dit geblok het vir baie lank in my lewe. Jy sien, as ek nou by 'n braai kom en 'n ou vra vir my, kan ek vir jou bier offer? Sê ek, ekskuus my vriend, ek drink nie alkohol nie. Dan kry jy daai kyk, elkie alert. Die mense dink ek was 'n alkoholist. Weet jy wat? Ek glo nie ek was nie. Ek het Vrydae-aande en Saterdag saam 'n game met ons gekuier. Ons het gekuier, ons het 90% van die tyd dalk te hard gekuier. En die volgende dag met 'n kopseer opgestaan. En dit was maar Vrydae en Saterdae-aande 'n ding. Maar ek het op 'n plek gekom waar ek te Woensdae-aande in sel is en Sondag in kerk, maar Vrydae-aande het ons maar nog 'n bietjie gevat. En 3 jaar terug sit ek in my war room. En ek is weer by die voete van my Skepper. En ek smeek hom vir 'n deurbraak in my lewe. En deur 'n preek sê die Here vir my: Jaco, jy wil hê ek moet my gees in jou uitstort. Jy wil hê ek moet deurbrake, die seën beveel oor dinge waarmee jy besig is. Maar op Vrydae-aande syp jy saam die pelle. Saterdae-aande stamp jy 2 pakkies Marlboro rooi. En jy wil hê my gees moet daar binne kom bly. Skryf die datum neer. 29ste 2019 sit ek dit neer. En ek drink nie weer nie. As ek vir jou kan sê, die deurbrake, die wonderwerke wat God die laagste 3 jaar in my lewe gemanifesteer het en oor my uitgestort het, beloof ek vir jou, jy sal nooit weer drink in jou lewe nie. My mense, daai sigarette, ons dink ons is van, ek het gedink ek is chap, wag man, jy weet, ek kan verstaan dat drank 'n sonde is, want jy weet, ouens gaan en dan gaan slat hulle vrouens, of hulle ry mense dood in die pad, jy weet, ek kan dit verstaan, maar 'n sigaret maak ek mos nou net myself seer. Ek gaan druk nie 'n skuif en dan gaan voetrek my vrou nie. Jy weet, dit klink dit dalk bekend vir hopelik 1 of 2. Dit is hoe ons dit regverdig. Ek wil vir jou sê, die gees van God kan nie in jou kom bly vir so lank as wat jy 'n verslawing, 'n conscious decision neem om verslaaf te wees aan nikotien en jou tempel te vul en te versier met teer nie. Iets wat jou besig is om dood te maak, wat besig is om jou te verteer van binne af na buite toe. Dit vat net bietjie langer. Aaron, wat Moses se broer was, terwyl hy in die woestyn is, sy seun, gaan in die allerheiligste en hy doen iets onheilig op binne deur 'n verkeerde vuur te gebruik. En in 'n splitsekond verdelg 'n vuur hom. Want hy het onheiligheid in God se heiligheid gaan doen. Nou wil ek vir jou sê, dink jy God se gees wat heilig is, sal binne in iets onheiligs kom bly? Dis eenvoudig. Hy kan nie, hy word geblok, hy wil in. Maar hy kan nie. Toe ek daai stokkies neersit, en ek sê ek is klaar gedrink, dis toe wat die dinge verander, dis toe wat God kom sê het. Okay. Kom ons loop die pad, Jacksie. Ek weet
Daar is 'n man of vrou daar buite vir wie die Here nou al vir 'n rukkie lank sê, los, ek wil met jou stap. Ek wil vir jou sê, doen dit. En jy kan dit nie alleen doen nie. Jy gaan daai ding wat jy uithaal, gaan jy moet vervang met iets. Ek het dit vervang met die woord van God. Ek het 'n vers gevat. 1 Timoteus 2 en 2 Timoteus 1 vers 7. Ek het jou nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. As jy al 'n video van my gekyk het, dink ek jy het dit al 1000 keer gehoor. Ek sê vir jou, daai vers het alkohol van my af weghou en nikotien binne in my gesmoor. Want toe ek iets uitvat, toe vervang ek dit met woord. En toe daai ding wil terugkom, toe daai Vrydag aan, nee man, vat 'n skyf, wag, ek rook 'n gwaai man, wat's fout met jou? Sorry. Selfbeheersing is in my uitgestort deur die gees van God. Toe ek by 'n kuier kom saam met my oupa en sê, trek dit op saam met my. Wat's fout met jou? Vat 'n brand, ons lanklaas kuier, vat dit op saam met my. Sorry my pella. Ek drink nie meer nie. Selfbeheersing. Hier het my 'n swakker man gemaak. Ek sê vir julle, dit het my man gemaak. Dit het my van 'n klein bogsnyter verander na. My mens, die Here is goed. Die Here wil 'n pad met jou begin loop. Die Here wil dit waaraan jou hande raak seën. Die Here wil die hemele oor jou oopmaak. Maar jy blok dit. Jy blok dit deur dronk te word. Deur te dink, ek drink nie eintlik so baie nie. Ek is nou nie alkoholist, ek moet nie wakker word en drink nie. Maar as jy na 'n braai toe gaan, pak jy 6 biere en 'n bottel brandewyn. Ek sê vir jou, dan blok jy vir God. Ek het dit gedoen. En as ek een persoon, net een, vanaand kan omdraai, en wat oor 3 jaar kan sit en sê, die Here is wonderbaar vir dit wat hy in my lewe gedoen het, na ek opgehou drink en rook het. Jy sien een ding, ek wil afsluit hiermee, wat alkohol doen, die eerste ding wat hy doen, in jou brein, wanneer jy hom vat, wanneer jy die voggie vat, is hy gaan tas die gedeelte in jou brein aan, wat selfbeheersing gee. Scary. So dit is hoekom wanneer jy opgehou rook het en jy is by 'n pel en jy vat 'n eerste brandewyntjie en die tweede een, dan laak jy rus vir 'n sigaret. En as jy jouself weer kry, dan sê gee my een tokkie. En dan stamp jy daai gooi, want jy verloor selfbeheersing. Jou tong, buite laat ons begin harder praat as die voggies loop, begin ons 'n bietjie vloek. Jy praat soos die ou stampe effie daan en dit en dan begin, teen 11:00 dan vloek ons almal saam. Want jou selfbeheersing in jou brein is verdoof. Dis hoekom dit so moeilik is. Jy sê vir vrou, nee vrou, ek gaan net 3 biertjies saamvat. Moenie worry nie, papa bestuur huis toe, ek vat net 3 biertjies saam, moenie worry nie. Na daai 3 biere, dan polish jy 'n bottel Duffelsfontein brandewyn saam met jou choy. Van daai 3 biere het gesorg dat die selfbeheersing in jou brein verdoof word. En dan sit mamma met net so groot lip en kyk vir jou. En ek weet, die dames sukkel ook daarmee. So ek wil vir jou sê, mag die Here vir jou uitwys dit wat jou verhoed van 'n lewe saam met hom. Mag die Here dit duidelik maak aan jou van dit wat jy van afskeid moet neem. Want jy sien, as jy geloof jou nie iets kos nie, is dit 10-1 niks werd nie. If your faith doesn't cost you anything, it is probably worth nothing. Het gaan jou kos om weg te stap van dit wat God haat, van dit wat jou weerhou van God. En dan kan die Here jou kom nuut maak. Nuwe skepper, nuwe denke. En weet jy wat is die beste? Ek weet dat hier waar ek vir hierdie lekker vuurtjie sit, as ek my kop vanaand neerlê en ek gaan die ewigheid in, gaan Jesus met oop arms vir my staan en wag en hy gaan sê, Jakob, kom hier. Luister, kom hier. Prys die Here.
O my Skepper, my Here Jesus Christus, vir hierdie persoon wat hierdie video kyk, wil ek bid. Here, ek wil bid dat U dit duidelik aan hom of haar sal maak van dit waarvan hulle moet afskeid neem. Here, ek bid dat U dit op hulle hart sal lê, dat daar geen twyfel sal wees. Die besluit wat hulle moet neem, nou nie, Here. Die besluit wat hulle moet neem, ek moet nou ophou drink. Ek moet hierdie sigarette in daai vuur gaan gooi. En 'n pad met U begin loop. O Here, wys dit vir hulle in Jesus naam, vra ek dit. Seën elke persoon wat hierdie video kyk, Here. Seën hulle met oorvloed van U en minder van hulle self. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. My manne en manninne, 'n geseënde, lang naweek vir jou. Mag die Here jou bless